Dis 8 uur. Welkom in Nagrus. Die reuk van nat grond stuifel in mense neusgate op. Daar is geen gelyke nie. Die aarde is nat en die mense se harte sing. Dis hoekom ek weer vanaand op die watertoring is. Giel van die weerstasie op Sandkop sê dat 'n reënbui in Nagrus beslis nie op sy radar was nie. Die reënvoorspelling was vir dele noord van Springbok. Wie is ons om te kla? Die buiereën het natuurlik sy eie probleme gebring. Al is daar nog nie eers 'n ou waterstroompie in die Wegtrekrivier nie, het die nagse reën die droogloop in 'n modderbad verander. Tot die kinders se vreugde en Dominee Smit se frustrasie. Die NG Kerk Moedergemeente en die konsistorie is, saam met die hospitaal, lijkshuis, sportgronde en laerskool, bo die Wegtrekrivier geleë. Die res van Nagrus is aan die treinspoor se kant van die Wegtrekrivier gesetel. Die laagwaterbruggie wat die rivier kruis en die twee gedeeltes van die dorp met mekaar verbind, is laag, baie laag, en vol grond getrap, en op die oomblik vol modder. As die voorsitster van die Sistersvereniging is Tant Koti, ons dorpse bobaas Baxter, altyd eerste by die kerk. Sy wag gewoonlik nie lank nie, dan daag die koster, Sergeant Frikkie Botha van die Botas van Noep, op om die kerk en die kerksaal oop te sluit. Vanoggend was geen uitsondering nie, behalwe natuurlik vir die modder. Tant Koti het met haar geliefde 19 Toet Ford Fairlane oudergewoonte die grondpad kerk toe aangepak. Die Ford is al so deurgery en Tant Koti is al so bysiende dat niks hulle kan stuit nie. Die Ford Fairlane het deur die modder op die laagwaterbruggie geploeg en ongeskonde aan die ander kant uitgekom. Ongelukkig het die Ford se geploegery veroorsaak dat daar modderwalle gestoot is wat weerskante op die rand van die bruggie gewaggel het. Sergeant Frikkie was vanoggend effens laat en het met 'n dolle vaart teen die bult afgekom. Hy het hom bietjie misgis met die laagwaterbruggie. Die spore wat die Ford Fairlane in die modder op die bruggie gelos het, sou genoeg gewees het om Sergeant Frikkie se Volkswagen Kewer moeiteloos aan die oorkant te kon kry, as hy 'n redelike spoed gery het. Ongelukkig was dit nie die geval nie. Die spoed en die hoek waarteen Sergeant Frikkie die brug aangedurf het veroorsaak dat die bestuurderskant se voorste buffer die wankelrige modderwal getref het. Die Fairlane se spore was diep genoeg om te verhoed dat die Volkswagen Kewer in die rond te tol, maar die modderwal het meegegee onder die impak. Die Volkswagen Kewer is neus eerste saam met die modder oor die brug se rand. Gelukkig het die agterwiele teen die randsteen vasgehaak en dit het verhoed dat die Kewer in die rivierloop beland het. Toe alles tot stilstand kom, was die neus van die Volkswagen Kewer amper teen die rivierloop. As dit was, sou die Kewer meer stabiel gewees het. Maar soos sake verloop het, was dit 'n gevaarlike ding. Tant Raleigh van die Lucieshuis was nie ver agter Sergeant Frikkie nie, want dit was hulle wyk se beurt om te skink, en sy het die hele gedoente eerstehands waargeneem. Sy het dadelik uit haar Koreaanse karretjie gespring, maar wou nie te naby gaan nie. Sy sê, sy was bang dat die Kewer sou loskom en in die rivierloop val. Ek dink, sy was bang dat haar modder op haar nuwe kerkrok spat. Julle weet mos, die een waaroor sy al heel week spog wat haar niggie in die Kaap vir haar in China gekoop het. In elk geval, Tant Raleigh sê dat Sergeant Frikkie hom asval geskrik het. Nadat hy weer tot verhaal gekom het, het hy sy sitplekgordel losgemaak. Dit het die Kewer heen en weer laat swaai. Sy het vir hom geskree dat hy doodstil moet sit. Sy het sentrale toe gejaag dat die modder net sulke skreefies oopgelos het op die windskerm van haar Koreaanse karretjie. Die ding het soos 'n omgekeerde panda gelyk teen die tyd dat sy by die poskantoor remme aangeslaan het. Kleinsus het vir klein Phyllis Philander in die hande gekry, maar hy was reeds in sy sondagpak.
Klein Filies het egter vir haar gesê dat hy 'n plan sal maak. Tandrali is toe daar weg, terug brug toe om te gaan seker maak dat sergeant Frikkie nog leef. Die dorpsmense het al aan beide kante van die rivierloop begin saamdrom, teen die tyd wat Tandrali weer by sergeant Frikkie kon uitkom. Hy was nog presies waar sy hom gelos het, maar hy het nie te goed gelyk nie. Sweet het hom begin afstroom, maar hy was te bang om sy das los te maak. Tandrali het vir hom geskree dat hy moet probeer om die kewer se venster oop te maak, maar hy het net stadig sy kop van kant tot kant gedraai. Die dorpse kinders het 'n geleentheid gesien en wou sommer met sondagklere en al deur die modder strompel om vir sergeant Frikkie te gaan help. Die ma's het skadebeheer probeer toepas deur die kinders eers te forceer om hulle sondagklere uit te trek. Die gevolg was dat die dorpse kinders net in hulle onderklere die modderbad in is. Hulle het versigtig die Volkswagen kewer benader en om die agterste buffer plek ingeneem. Van die kleiner ouetjies het op die buffer gaan sit en die groter kinders het die agterkant van die kewer op die bruggie vasgedruk. Sergeant Frikkie kon toe die venster oopgeskuif kry sonder om die Volkswagen te laat wankel. Die geluid van klappende hoewe het almal laat opkyk, maar gelukkig het die kinders onthou om die Volkswagen kewer se buffer te bly vashou. Klein Filies en oom Martiens blik het op oom Martiens se donkiekar teen die bult afgejaag gekom. Tandrali sê dat sy vir 'n oomblik gewonder het of die donkiekar betyds gerem gaan kry en of hy ook soos die kewer oor die wal gaan opeindig. Oom Martiens is 'n ou hand waar die donkiekarre aangaan. Sy donkies het kort voor die bruggie vasgesteek en toe rustig begin wy. Hy het hulle toe probeer aanhits om stadig die modder in te gaan, maar Esel se kind was nie daarvoor te vind nie. Klein Filies wou ook nie van die donkiekar afklim nie, want sy ma sal hom afslag as hy weer met modder op sy sondagpak by die huis aankom. Ek wonder wat het die vorige keer in die modder met Filies se sondagpak gebeur. Klein Gertjie van Gert Smal het deur die modder geswoeg tot by die donkiekar. Oom Martiens het vir hom 2 toue gegee wat Klein Filies van die brandweertrok afgehaal het, voor hulle brug toe gekom het. Gertjie het weer terug deur die modder gesukkel al die pad na die Volkswagen kewer toe, terwyl hy die 2 toue afgerol het. Die groter seuns het hom gehelp om die toue om die onderstel van die kewer vasgemaak te kry, terwyl die dogters en die kleiner ouetjies die Volkswagen vasgedruk gehou het. Net soos wat 'n mens 'n steekse koei vasdruk wat met medisyne inkry. Klein Filies en oom Martiens het hulle punte van die toue aan die onderstel van die donkiekar vasgemaak. Klein Filies het hom agter op die donkiekar tuis gemaak om seker te maak die toue kom nie los nie. Oom Martiens het die leisels voorgevat, net onder die donkie se neuse en toe begin die sports. Die donkies het gestuier en gebalk en die kinders het gedruk en gestoot. Maar sergeant Frikkie se Volkswagen kewer het nie 'n aks beweeg nie. Tandrali was nie seker of sy haar verbeel het nie, maar dit het tot gelyk of die donkies in sweet uitgeslaan het. Saartjie van Sarie van die koöperasie het met haar modderlyf op die donkies afgepyl en in beide van die donkies se ore gefluister. Die volgende oomblik het daai donkies losgetrek en laat spaander oor die Namakwalandse vlaktes. Klein Filies het sy balans verloor en van die donkiekar afgevoeter. Hy het net betyds weggerol voor sergeant Frikkie en sy Volkswagen kewer agterste voor by hom verbygevlieg gekom het. Van die kinders het nie betyds van die buffer afgespring nie en moes verbete aan die kewer se bakwerkpanele vasklou. Oom Martiens het homself om die stuurstang van die donkiekar gevou en sommer hardop begin bid soos dit 'n ouderling betaam. Sy gebed is kort daarna beantwoord, toe die donkies net so skielik ankers geslaan het en aan die nat graspolle langs die voetpad begin kou het. Oom Martiens het sy een oog oopgemaak en toe met 'n "Dankie Vader" van die stuurstang af in die modder geplof. Sergeant Frikkie was valer geskrik as toe hy amper oor die wal is vroeër vanoggend. Hy het styf uit die Volkswagen kewer gekruip en homself teen die bakwerk opgetrek. Die verligting was duidelik op sy gesig geets. Hy het 'n paar keer diep asem geskep en toe weer teruggeklim in die kewer. Hy het dadelik die engine aan die gang probeer kry. Na 'n paar probeerslae het 'n handvol modder by die uitlaatpyp uitgeskiet.
Die engine het nog 'n paar keer gestotter en uiteindelik gevat. Sergeant Frikkie het die neus van die kewer in die rigting van die dorp gerig en teen 'n slakkepas in die grondpad afgesluip. Die kinders het met bewende bene van die kewer se bamper afgeklim en aan mekaar gehang. Hulle het in alle rigtings geduik toe daai stuk modder by die uitlaatpyp uitbars. Tipies kinders het die effek van die skok vinnig uitgewerk. Voordat enige een 'n woord kon uiter, het Gertjie Smil gefrustreerd 'n handvol modder met mening in die donkie se rigting geslinger. Op die presiese oomblik wat Klein Filies agterom die donkiekar geloop gekom het. Die modder het hom vol teen die oor getref. Klein Filies het vir 'n oomblik gesteier en toe glierend sy oë op die groepie kinders laat rus. Almal was so van die modder gesmeer dat hy nie die sondebok kon eie nie. Hy het die handvol modder van sy nek afgevee en dit sommer op die naaste kind se kop geplak. Soos die ou mense sê, toe is die koel deur die kerk. Al die kinders het vir Klein Filies met modder bestook en Gertjie het stil teen die oorkantste wal uitgekruip. Die moddergeveg het in 'n stoeiery op die bruggie ontaard en kort voor lank kon die kinders nie uitgeken word nie. Nie eers aan hulle onderklere nie. Alles, soos in alles, was vol modder. Klein Filies het sy das uit die modder gered en vir oom Martiens gevra om hom by die huis af te laai. Oom Martiens het hom agter op die donkiekar laat sit en hulle is al galoppende dorp toe, soos waffers is superhelde. Klein Filies was daarom nie te windmakerig nie, want hy het geweet dat Tannie Filies in elk geval op hom gaan skel. Tant Rale het in haar Koreaanse karretjie gespring en net 'n vleiende modderbol ontduik. Tant Rale en Sergeant Frikkie het nogals redelik ongeskonde van die voorval afgekom. Die kinders gaan nog lank geskrop word om al die modder uit hulle hare en ore te kry, en tant Kotie het ongestoord by die kerk gewag, gefokus op haar hekelwerk, totdat mevrou Dominee haar ontferm het en vir tant Kotie vir tee genooi het. Wat 'n dag! Weens al die opwinding op die laagwaterbruggie is vanoggend se kerkdiens uitgestel tot verdere kennisgewing en tot almal weer veilig en skoon die diens kan bywoon. Ek moet sê, ek wonder wat Saartjie in die donkies se ore gefluister het. Maar dit sal moet wag tot môre nadat die skool uitgekom het. 'n Soete nagrus.